Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag, 8 April. God in die skepping. Jy ken waarskynlik uit die kop die eerste woorde in die Bybel. In die begin het God. In Hebreëus is die woord vir God hier Elohim. Alhoewel hierdie woord gebruik kan word wanneer daar oor valse gode gepraat word, beskryf dit wanneer dit na die eenbare God verwys, 'n almagtige, alkragtige skepper in verband met die geheel van die skepping, die transcendende God wat bo ons begrip is, maar in beheer van alles. Hy is so magtig dat wanneer hy praat, iets geskep word net deur sy stem. Maar in die volgende hoofstuk, Genesis 2, verskyn daar 'n ander naam van God, Yahweh. Hierdie naam verbind met Elohim, Yahweh Elohim. Dieselfde alkragtige, almagtige God, maar die naam Yahweh is die meer persoonlike naam van die eenbare God, dikwels gebruik om te beklemtoon dat God die verbondsgod is in 'n liefdevolle verhouding met sy geskape mens. Vergelyk die beskrywings van God in Genesis 1 vers 1 en Genesis 2 vers 7. Wat merk jy op? Genesis 1 vers 1 lees: In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Genesis 2 vers 7 lees: En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens dan 'n lewende siel geword. In Genesis 2 vers 7 kan ons voorstel hoe God neerkniel om die eerste mens uit die grond met sy eie hande te vorm. Dit is 'n God wat naby kom, so naby dat hy die asem van die lewe in Adam se neusgate blaas. Hierdie naam, Yahweh, bied 'n meer intieme prentjie van God. Maar Moses gebruik albei name in die eerste 2 hoofstukke van die Bybel om hierdie 2 eienskappe van God aan ons te beskryf. Hoe verstommend! Ons sien hier God se verhewendheid bo ons as Elohim en sy aanwesigheid, sy nabyheid aan ons as Yahweh. Hoe goed is dit vir ons om aan albei hierdie aspekte van God se karakter te dink? Sy algehele beheer oor alles en sy nabyheid aan ons. Soos Paulus vir die Atheners op die Areopagus gesê het in Handelinge 17 vers 27 en 28, hy is nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons en beweeg ons en is ons. Dis belangrik dat ons voortgaan om 'n duidelike, gebalanseerde prentjie van God te soek, gebaseer op wat die Bybel vir ons oor God se karakter sê, sodat ons in 'n verhouding met hom kan groei. Dit is waarom dit belangrik is om alle dele van die Bybel te lees, eerder as om net op een gedeelte te fokus. Waarlik, hoe meer ons oor die karakter van God leer, hoe meer sal ons leer om hom lief te hê. Lees hoe sommige van God se eienskappe beskryf word in Job 36 vers 24 tot 33 en Job 37. Lees dan God se verklaring van sy almag in Job 38 en 39. Wat openbaar hierdie gedeeltes vir ons oor God? U kan gerus op u eie tyd Job 37, 38 en 39 gaan lees. Ons lees en sluit af met Job 36 vers 24 tot 33. Dink daaraan dat u sy werk moet verheerlik waar die mense van sing. Al die mense sien dit met welgevalle aan. Die sterweling aanskou dit van ver. Kyk, God is groot en onbegryplik vir ons. Die getal van sy jare is onnaspeurlik. Want hy trek waterdruppels af, hulle sif neer by sy mistige weer as reën, maar die wolke laat neerstroom, laat afdrup op baie mense. Ja, kan iemand die uitspreiding van die wolke verstaan, die gekraak van sy hit?
Kyk, hy sprei sy lig oor hom uit, en die dieptes van die see oordek hy. Want daarmee oordeel hy die wolke, gee hy voedsel in oorvloed. Altwee sy hande oordek hy met weerlig en gee daaraan bevel teen die aanvaller. Sy donderstem kondig hom aan, die vee selfs dat hy optrek. Job 36 vers 24 tot 33.